17, dan gaan ons daar saam lees uit die woord van die Here dan ook. Matteus hoofstuk 17, dit handel oor die verheerliking van Jesus daar op die berg, so ons gaan dit daar so dan so saam lees dan. Matteus hoofstuk 17, kom ons lees saam daar vanaf die eerste vers. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir U een en vir Moses een en een vir Elia. En terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder digte wolk hulle met eens. En daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En sy disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgedeeltes dan dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle hande lê. Toe verstaan die disippels dat hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het. Net tot daar die wonderlike woord, mag die Here dit dan ook so baie ryklik seën. Nou liewe vriende, ons wil in hierdie aand met u so deel oor hierdie tema verheerlik die Here Jesus. En hierdie was 'n besondere geleentheid waar die Here Jesus in 'n besondere mate verheerlik is voor sy kinders. Dis dalk belangrik om dit te noem in hierdie aand. Daar was nie ongeredde mense daar toe hierdie openbaring van die Here gekom het nie. Dit was 'n besondere oomblik toe die kinders van die Here saam was, wat die Here 'n geweldige groot werk kom doen het. En daarom, lieve vriende, die teks van oordenking is dan daar in Matteus 17 vers 2 wat sê, en hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Dit moet 'n prentjie gewees het om te sien. Daai oomblik van die Here Jesus. Nou, liewe vriende, die Here wil ons as sy kinders sekerlik vorm tot sy eer en tot sy beeld. En iemand het die volgende illustrasie gebruik. Hy sê, daar is 2 soorte Christene. Hy sê, 'n babbel Christen, jy weet mos nou as jy seep sulke babbeltjies maak, daai babbel, en dan 'n parel Christen is die ander een. En hy sê, al 2 van hulle gooi dieselfde mooi klere. Daar sal ook die pink en die blou en al die mooi klere en die babbeltjies is dit daar so, ek kan maar 'n bietjie weer oplet. En so is dit sekerlik by die parel ook hierdie mooi klere wat daar is. Hy sê, maar net een van die 2 se klere is standhoudend. En ek hoef nou nie vir u te sê wat 'n een nie. So, liewe vriende, ons moet daar die kinders van God word, wie die Here sekerlik so kan vorm. En as ek vir u so vra, wil u nou die babbel Christen wees, of wil u die parel Christen wees, dan gaan almal sê, die parel, ons almal wil die parel Christen wees. Maar liewe vriende, om die parel Christen te wees, beteken dat ek in die wonderlike teenwoordigheid van die Here moet vertoef. Dat ek sekerlik daar moet wees waar die Here sy heerlikheid aan my kan kom openbaar, en die Here met my kan kom praat. As ek as kind van die Here nie daar in hierdie teenwoordigheid van die Here vertoef nie, liewe vriende, gaan ek nooit gevorm kan word tot daardie parel Christen, tot eer van die wonderlike naam van die Here nie. Daar is nog 'n tweede illustrasie wat ek vir u wil noem, liewe vriende. En dit is so 'n bietjie met die natuur te doen. Nou hulle sê dit is vreemd, of nee ja, kom ons sê, iemand sê dit is vreemd. Daar so baie reën val hier by ons, jy weet mos nou die tyd wat ons was, so baie reën wat geval het, maar daar in die woestyn, het daar amper niks geval.
En nou verduidelik die slim mense dit, hulle sê hoe minder plante groei daar is, hoe warmer is die aarde of die sand dan nou, en dit veroorsaak dat die wolke baie hoër en verder weg is en die kondensering kan nou nie so mooi plaasvind soos waar daar baie plante is nie, en dit 'n bietjie koeler is, daar kan meer kondensering wees. En die voorbeeld of die illustrasie waarop dit dan nou neerkom, as die kind van die Here 'n kind van die Here is wat 'n gebrekkige geestelike lewe het, 'n woestynlewe het, is daar nie baie geestelike reën wat op jou val nie. Maar as jy soos in die beloofde land is, liewe vriende, waar daar genoeg plante groei is, waar dat nog meer reën kan bewerk, liewe vriende, met ander woorde, hoe meer ek in die teenwoordigheid van die Here weer eens is, en hoe meer van my lewe aan die Here oorgegee is, hoe meer vrug sal daar wees, en dit sal maak dat meer van die seëninge van God oor ons lewe kom, en dis sekerlik wat ons wil hê. Daarom wil ek vanaand juist begin met hierdie eerste saak, met die verheerliking van die Here Jesus, en as er nogal iets op te let hier, so liewe vriende, die eerste een wat ons vir u wil noem is, dit was die binnekring, wat hierdie verheerliking ervaar en ondervind het. Ons lees in Matteus 17 vers 1, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem, en hulle op 'n hoë berg in eensaamheid gebring. So die Here het nie al die disippels gevat nie, net hierdie 3 het hy gevat, vir hierdie besondere oomblik wat daar moes wees. Ons lees in Lukas 9 vers 28, waar daar hierdie woorde staan, en omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En nou gaan dit so 'n bietjie meer oop. Waarom het die Here hierdie binnekring by hom saamgeneem? Hulle moes saam op die berg gaan, nie sommer net nie, hulle moes daar gaan bid het. En dit was deel van die wyse waarop die Here sy heerlikheid openbaar het. Ons lees dat die Here hierdie man op by ander geleenthede ook nader getrek het, soos daar in Markus 5 vers 37 staan daar, en hy het niemand toegelaat om saam om te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En dit het nou te doen met Jairus se dogtertjie. Het die Here net hierdie 3 manne saam met hom binne ingeneem. En daar in Matteus 26 vers 37 staan daar, en hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus, dis Johannes en Jakobus, en begin bedroef en benoud word, en die Here sê mos in Getsemane vir hulle, hy is in 'n bittere stryd, hulle moet saam met hom bid. So liewe vriende, hierdie binnekring het die besondere voorreg gehad, om baie nader aan die Here te wees, en baie meer van die Here te ervaar en te ondervind, as wat die ander disippels dalk ervaar en ondervind het. En dood eenvoudig, meer oorgawe, meer toegewy, meer soekend, is die rede waarom die Here hulle gekies het. Nie oor hulle slimmer was nie, nie oor hulle leiers was nie, nie oor hulle een of ander besondere geaardheid gehad het nie, liewe vriende, nie oor die Here gedink het, jong, hierdie 3 sal die geheim kan hou van die berg, hulle sal dit kan hou tot nadat ek opgestaan het. Nie daaroor nie. Maar oor hulle manne was, wat die Here sekerlik in 'n baie groter erns en mate gesoek het, en die Here het hulle harte geken. U sien, die Here was nie mislei deur Judas se mooi persoonlikheid wat die res van die disippels almal mislei het nie. Hy het werklik waar die harte geken, en hy bring hierdie manne in. En daarom, kind van die Here, as u wil hê om die heerlikheid van die Here te sien, of meer van die Here te ervaar, as u wil hê dat die Here verheerlik moet word in die lewe, liewe vriende, wil ek dit vir u so uitdruk, u sal deel van die binnekring moet word. U sal daardie moet wees, daardie man, daardie vrou moet wees, wat die Here in so mate meer soek. Die Here maak die deel van die binnekring, niemand anders kan nie. En dis wat gebeur, liewe vriende, ons moet sekerlik so naby aan die Here kan wees. Soos wat Filippense 3 vers 10 vir ons sê, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Liewe vriende, dis hoe ons sekerlik deel van hierdie binnekring word. Ek wil die Here ken, en ek ken die krag van sy opstanding. Waarom? Want ek het in myself gesterf, ek het in die Here algeheel oorgegee. Daar moet beslis 'n Pinksterondervinding wees. Ek moet gereinig word, ek moet vervul word, sodat hierdie binnekring my deel kan wees dan ook. Psalm 25 vers 14 sê, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Liewe vriende,
is dit nie 'n besondere vers nie. Vir wie is die verborgenheid van God? Hulle wat hom vrees. Nou kry ons seker antwoord hier uit die Ou Testament uit. Waarom het die Here hierdie 3 manne gekies bo die ander? Hulle het hom meer gevrees. Hulle het sekerlik nader aan die Here gelewe en dit was nou God se verbond om hulle dit bekend te maak, hierdie verborgenheid. En die Here het dit gedoen. So liewe vriende, uit die skrif uit het ons dus 'n baie duidelike weg wat God sê. As jy my soek met jou hele hart, maak nie saak wie jy is nie. Die Here sal meer aan jou openbaar. En dan verstom ek my, laat ons as mense dikwels die dinge van die wêreld so najaag. Liewe vriende, as ek nou vanaand hier 'n plan sou gehad het, of iemand anders het nou 'n plan na my gehad en sê, jong, weet jy, as jy hierdie 5 stappe volg, het jy binne 'n jaar 10 miljoen in jou bank, gewaarborg. As jy dit nie het nie, gee ek vir jou 10 miljoen. Dink jy gaan aansoek, ek kry nog iets hoor, almal wil weet wat daai 5 stappe is. Nou kom die Here, die God wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here Jesus wat aan die kruis sy lewe kom gee het, en hy sê, julle kan in 'n wonderlike lewende verhouding met my wees. Jy kan soveel meer van my ken. Liewe vriende, die magtigste, nee, laat ons sê die almagtigste, ek wil nie sê mens nie, wie daar is in die hele, alles van die wêreld, God, kan jy ken, jy kan in 'n verhouding met hom wees. Maar daar so dingetjies wat jy moet doen, jy moet tot bekering kom, jy moet jou lewe aan die Here algeheel oorgee, met hom vrees, met hom dien. Hoekom doen mense dit dan nie? En op die ou einde van die dag, wanneer jy so met God gaan lewe, liewe vriende, is die belofte dat jy sal 'n plek waar jy gaan bly, is ver meer as 10 miljoen of wat se geld van hierdie wêreld. Nie die skatte van die wêreld kan koop, dit wat wag in die hemel nie. En die Here bied dit vir ons, liewe vriende, en daarom moedig die Here ons aan, kom in my teenwoordigheid, kom soek my op. Verder, liewe vriende, vetelik ook dit so kom noem, dit was 'n plek van afsondering gewees. Ons sien nou, die Here het hulle opgelei daar na die berg toe, en bo op die berg het hulle gaan bid. Daar was nie hindernis van allerhande ander dinge en ander goeters nie. En hulle was juist soontoe, het ons nou gesien in Lukas, om te gaan bid. En nou, liewe vriende, daarom moet ons, hulle wat in die heerlikheid van die Here wil ervaar, hulle wat die Here wil verheerlik, moet op hierdie plek kom wat hulle afsonder in die teenwoordigheid van die Here. Galasiërs 6 vers 14 sê, maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld, liewe vriende. Dis 'n plek van afsondering. Aan God en van die wêreld is ek afgesonder. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Kind van die Here, dit is tog mos daar in hierdie plek van afsondering wat ons voor die Here buig, wat die Here met ons kan praat oor allerhande dinge in ons lewe. En is dit nie wonderlik dat God dit so doen nie? Weet jy, lieve vriende, dit is eintlik wonderlik dat die Here nie elke ding wat u of ek verkeerd doen aan die klok hang vir die hele wêreld om te sien nie. Maar die Here kom praat met ons as sy kinders daar in ons binnekamer en hy sê, my kind, hierdie ding is nie reg nie. Jy moet regmaak. Hierdie moet jy begin doen. Behalwe nie net wat jy verkeerd doen nie, maar dinge wat jy nie doen nie, jy moet dit begin doen, jy moet begin toetree. En ons kom op daardie plek, daar in die binnekamer, en die Here begin ons te vorm, liewe vriende, ons moet by hierdie plek van afsondering wees. Hulle wat op 'n plek van afsondering kom, het die heerlikheid van die Here gesien. Hierdie 3 disippels, liewe vriende, hierdie 3 disippels, het dit keer op keer ervaar, of het hier op die berg van verheerliking was, of het daar in die tuin van Getsemane was, hulle het die heerlikheid van die Here in 'n ander mate ervaar en gesien, as wat enige van die ander disippels dit ervaar het. En hulle wat op daai plek van afsondering kom, dis hulle met wie die Here sekerlik kan ontmoet. So dis die tweede ding wat ek vir u wil noem, liewe vriende. Eerstens, jy moet deel van die binnekring word. Tweedens,
kom op 'n plek wat u weet dat jy kan afsonder dat God met u kan praat. U moet dit weet van. Ek glo u weet daarvan daagliks om stilte tyd, maar ek moet weet en ek moet dit opnuut uitkoop. Laat die duiwel dit nie van ons wegsteel nie, sodat ek gevorm kan word om die heerlikheid van die Here te sien. Liewe vriende, dan is dit baie, baie duidelik en opvallend dat die heerlikheid van die Here was juist daar omdat die Here hulle op 'n plek gebring het om te bid. Lukas 9 vers 29 staan daar, en terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gedaante anders geword en sy klere skitterend wit. Liewe vriende, laat ons dit net weer mooi lees. Terwyl Jesus bid, het hy van gedaante verander, het die heerlikheid van die Here na vore gekom. En hy vat hierdie 3 manne saam, liewe vriende, en u kan nou maar vir jouself dink, as die Here u nou gevat het om te gaan bid, hoe dit sou gewees het. En liewe vriende, terwyl hulle daar is, kan hulle nie anders as om aangegryp te word deur die gebeurtenis wat hier was, want dit het gebeur toe die Here gebid het. Dit het 'n geweldige indruk, veral op Petrus gemaak, liewe vriende. Ons lees daar in 2 Petrus 1 vers 16, lees ons hierdie woorde, hy sê, want ons het nie kunstige, verdigtige fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, en hy kan dit sê, want hy was op die berg van verheerliking, ons het die majesteit van die Here gesien. En dan gaan hy aan in vers 17 en 18, hy sê, want hy het van God die Vader eer en heerlik ontvang, toe hierdie stem uit die luisterlyke heerlikheid tot hom gekom het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Nou, liewe vriende, jy kan hierdie teksverse anders lees, as om duidelik te weet dat Petrus verwys na die berg van verheerliking nie, dis beslis waarna hy verwys, maar die impak wat het om sy lewe gemaak het hom sekerlik aangegryp, liewe vriende, en ons moet sê, hierdie geweldige impak het daar gekom, toe hulle gebid het. Nou, kinders van God, ek weet daar's tye wat ons alleen bid, en die Here sekerlik vir ons seën, maar ek wil bietjie net so ietsie uitlig vanaand hier, besef bietjie die waarde van gesamentlike gebed. Dit is interessant as ou gaan oplees oor die herlewings, liewe vriende, die kere wanneer herlewing uitgebreek het, die meeste van die kere wat die herlewing uitgebreek het, was terwyl hulle besig was om te bid, of terwyl hulle besig was om geestelike liedere te sing. Was nie altyd tydens 'n boodskap nie. Maar toe daar gebid is, en die heerlikheid van God het in 'n groter mate neergedaal. Kinders van God, ek noem dit nou weer vir u. Nie almal van ons sê, ons sal dit so graag wil hê, ons sal dit so graag wil hê. Nou moet ons bid. Dit kom nie op ander maniere nie. Dit kom nie op ander maniere nie. Ons moet bid, en die Here alleen gee dit op die regte tyd. En liewe vriende, dis sekerlik wat ons moet doen dan ook. Hierdie heerlikheid, liewe vriende, verwys dan nou natuurlik ook na die Here Jesus se toekomstige heerlikheid. Openbaring 5 vers 9 sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het vir ons God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Liewe vriende, Openbaring 1 vers 13 en 14 en 15 gaan hy sê, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof van hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in die oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En soos daar verskeie gedeeltes in Openbaring wat die heerlikheid van die Here beskryf, liewe vriende, geweldig, vir die geredde en vir die ongeredde, wanneer hulle voor God gaan staan in sy heerlikheid, liewe vriende, en wat 'n dag sal dit wees. Dis sekerlik daardie dag wat ons, soos Johannes, maar soos 'n dooie aan die voete van die Here sal val, liewe vriende, wanneer ons die heerlikheid van die Here sien.
En die Here het so ietsie daarvan deur laat skemer om sy heiligheid te laat openbaar. En as ons dit sien, liewe vriende, dan bring dit sekerlik vir ons om nader aan die Here te kom en sê, Here, ek wil trou teenoor U bly. Verder wat die heerlikheid van die Here, toekomstige heerlikheid van die Here openbaar, is die Here het gegee dat 2 mense saam met hom daar verskyn het, wat nou al lankal nie meer op aarde was nie, Moses en Elia. En Moses, liewe vriende, verteenwoordig die dode wat alreeds gesterf het, hulle sal opstaan, want Moses het mos gesterf. Elia verteenwoordig weer aan die ander kant, hulle wat leef wanneer die Here kom en hulle sal opstaan, hulle sal saam met die Here gaan. Want die gesprek waaroor hulle met die Here Jesus in gesprek was oor sy heen gaan, liewe vriende. En die Here gaan ons nou weer kom, dis mos die belofte, toe die Here opgevaar het in die hemel, soos wat hy gegaan het, so gaan hy weer kom. So hierdie 2 manne verteenwoordig juis elke mens wat op die aarde was en wat sal leef wanneer die Here kom. Ons sal almal die heerlikheid van die Here sien, liewe vriende, daar gaan 'n dag aanbreek. Die vraag is net, in watter mate of hoe iemand dit gaan sien. Gaan jy die heerlikheid tot oordeel sien of die heerlikheid tot beloning? Maar ons almal gaan die heerlikheid van God sien. Almal. En mag dit so wees dat ons voor die Here mag reg wees. En dan natuurlik Moses verwys ook na die wet, liewe vriende, en Elia aan die ander kant van die profete, wat dan sekerlik alles moes duidelik maak oor die sterwe en die opstanding van die Here Jesus. Jy weet, ons lees daar in Lukas 9 vers 31, hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. So hulle het nou gepraat oor hoe die Here dan nou sou opvaar in die hemel, sy uitgang. Die Here sou opstaan uit die doodheid en hoe hy sou opvaar in die hemel. En toe die Here vir hulle mos nou baie duidelik gesê toe hulle van die berg afgaan, julle mag dit nou nie vir iemand vertel nie totdat ek opgevaar het in die hemel. En toe vaar die Here Jesus op in die hemel. En toe die Here Jesus opgevaar het in die hemel, liewe vriende, toe is Petrus en Johannes en Jakobus, hierdie 3 manne, verskriklik opgewonde. En hulle kan nie wag om die hele wêreld te vertel. Die Here het opgestaan, hy leef man, hy het opgestaan, hy leef. En hy gaan weer kom. Was dit so met hulle gewees? Nee, dit was nie so met hulle gewees nie. Hulle het dit heeltemal vergeet. En ons lees daar in Lukas 24 vers 25, en hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Elia was daar, onthou julle? Elia was daar, op die berg van verheerliking. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in die heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En toe die Here dit begin doen, toe word hulle harte brandend in hulle, en hulle kan nie wag om vir die ander te gaan vertel nie, veral toe die Here nou die brood breek en hulle sien hier soos hy daar. En hulle ervaar weer iets van die heerlikheid van die Here. Liewe vriende, hulle het dit net heeltemal vergeet. Nou voor ons nou te vinnig en te hard op hulle sê, liewe vriende, is mos altyd lekker as iemand anders 'n fout maak om te wys wat is die fout wat hulle gemaak het en hoe hulle dit kon anders doen en so. Of as iemand ietsie doen, liewe vriende, en dit werk nie uit, is dit mos nou lekker om te sê, o nee, ek sou dit so gedoen het of so. Maar voor ons nou te veel na hulle kyk en so dalk 'n oordeel vel, moet ons dalk net eers by onsself stil staan. En ons moet vir onsself vra, het die Here al dinge vir ons gesê, vir my gesê, wat ek in situasies moes onthou, en ek het nie onthou het en nie toegepas het nie. Jy sien, liewe vriende, dis waarom die Here in 'n besondere wyse met hierdie manne kom praat het. En jy weet, selfs al kom praat die Here op 'n besondere wyse met 'n mens, en jou hart is nog nie gereinig nie, is nog nie vervul met die Heilige Gees nie. Selfs al verskyn Moses en Elia aan jou, liewe vriende, as jy toets kom en jy is nie aan God oorgegee en jou hart is nie gereinig, jy is nie vervul met die Heilige Gees nie, gaan jy hom nie slag nie. Dis hoekom dit so belangrik is om die heerlikheid van die Here Jesus na te jaag. Dis hoekom dit so belangrik is. Liewe vriende, ek wil ietsie oor die disippels dan ook net so noem, en dit is, ons lees daar in vers 4, van hulle toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is.
As u wil, laat ons hier 3 hitte maak, vir u een, en vir Moses een, en vir Elia een. En liewe vriende, en ons is nogal interessant hoe hulle nou hier sê, Here, laat ons hierdie 3 hitte maak, en dan kan u, almal kan nou hier bly. Dis te wonderlik, hierdie oomblik is, dit moet altyd so bly. En dis hoe dit is in die teenwoordigheid van die Here. Jy wil hê dit moet altyd so bly. Maar ons is nog op aarde, Petrus. Nou is nog dinge wat moet gebeur. Die Here moet gekruisig word. Dit kan nie hier bly nie. Dis onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. Dit wat jy vra is buite die wil van die Here. Al is dit nou hoe gemaklik en wonderlik en klink dalk geestelik, maar dis buite die wil van die Here. Jy behoort dit dalk te weet. En ons mag maklik soos Petrus optree. Ek wonder of jy weet van die 3 kere wat Petrus geslaap het, liewe vriende. Die 3 kere wat Petrus geslaap het. Weet jy van die 3 kere? Almal weet seker nou van Getsemane. Weet jy van die ander kere? Kom ons lees vir die ander kere wat daar was. Die eerste een wil ek noem. Hy het geslaap want hy was geestelik nog nie mooi, dalk ryp genoeg nie. En dit is hierso juis op die berg van verheerliking. In Lukas 9 word dit vir ons vertel, vers 32 sê, en Petrus en die wat saam met hom was deur die slaap oorweldig, maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. Ja, dis daar op die berg van verheerliking. Jy het nie geweet Petrus het daar in die slaap geraak. En Johannes en Jakobus, en hulle het, waarom het die Here hulle opgevat? Hoekom moes hulle opgegaan het? Ons gaan om te bid. En hier raak hulle weer aan die slaap, liewe vriende. Nou, miskien kan ons sê, hulle is nog 'n bietjie jongere geestelik gewees, en hulle moes nog so 'n bietjie geestelik groei, maar wat 'n wakker word was dit nie gewees hierso nie, liewe vriende. En dit is dalk nodig dat die Here slapende kinders van die Here bietjie wakker word deur sy besondere teenwoordigheid. En wat nog as jy nou vir Moses en Elia saam sien, liewe vriende, mag die Here ons wakker maak. Die tweede slaap van hom was, liewe vriende, was die slaap toe hy ontrou was, en dit is natuurlik daar in Getsemane. In Markus 14 vers 37 lees ons, en hy kom en vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Die Here lig hom uit. En oor hy ontrou was. En nou mag daar kinders van die Here vandag wees, hulle so 'n bietjie aan die slaap, oor hulle nie geestelik sterk genoeg is, nog nie geestelik genoeg gegroei het nie, liewe vriende, en daarom raak hulle aan die slaap. Dit is soos 'n klein kindjie. Jy weet nou met die kindertjies, ek weet nie hoe dit nou deesdae gaan nie, maar dit werk seker nog so 'n bietjie so. As die kinders so 'n bietjie klein was en jy ry 'n lang pad, as jy partykeer nog nie buite die dorp nie, dan val hulle op en slaap hulle. Wel as, party groot mense wat dit nog reg kry. Maar die wat bestuur het nou verantwoordelikheid, hy kan nou nie slaap nie. En so gaan dit met baie kinders van die Here, as net geestelik nog nie sterk genoeg nie. En dan kom daar 'n tyd wat jy sterk genoeg is en jy behoort nie te slaap nie. En dit was in Getsemane so gewees. Hulle moes dalk nie. Alhoewel dit 'n openbaring was dat hulle dit nodig het om vervul te word met die Heilige Gees. En liewe vriende, en hier was hulle toe nou weer aan die slaap gewees. Weer hierdie 3 manne gewees. En dan was daar nog 'n keer gewees, liewe vriende, wat Petrus aan die slaap was, maar hierdie slaap was nie 'n slaap van ontrouheid of nie geestelik genoeg gegroei nie. Hierdie slaap was juis 'n slaap wat gewys het, hy het geestelik gegroei. En hy het toegeneem. Want as jy slaap om absoluut maar net God te vertrou met wat ook al nou gaan gebeur. En dis daar in Handelinge 12 vers 6 lees ons, en toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap met 2 kettinge geboei en wagte voor die deure het die gevangenes bewaak. Nou dis nou hy in die tronk was, né, en hulle wou hom die volgende dag doodgemaak het, en hier slaap Petrus te rustig, hy's nie daar bekommernis oor wat ook al gebeur nie, hy is aan die Here oorgegee, en ons weet hoe die gemeente toe met aanhoudende gebed gebid het, en die Here die engel gestuur het, en hy is daar uitgelei. Maar kyk net die omstandighede, hy slaap rustig daar in die tronk, liewe vriende, absoluut geestelik gegroei, en sy vertrou in die Here dan ook. Nou, liewe vriende, die Here wil sekerlik hê dat ons in hom moet groei, en die disippels, Petrus, Johannes en Jakobus het 'n groot fout daai dag gemaak, wat die Here God op 'n wonderlike wyse kom regstel het. Ons lees daar, liewe vriende, die probleem wat hulle gedoen het is, hulle die Here Jesus
en Moses en Elia op dieselfde vlak geplaas. En hulle is nie. Dit was hulle fout gewees. Ons lees dan Markus 9 vers 5 hierdie woorde, waar daar staan, toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is, laat ons dan 3 hutte maak vir u een en vir Moses een en vir Elia een. En hulle het hulle op dieselfde plek geplaas. Nou sê vers 9 vir ons net daarna, hy sê, want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik, want hier nou die slaap wakker geword, hulle moes gebid het, en hier word hulle wakker, hier is die Here Jesus en Moses en Elia, en hy weet nie wat om te sê nie, hy sê, maar kom ons bou 3 hutte, is daarom ietsie doen. En liewe vriende, en dis gewoonlik die probleem, wanneer kinders van die Here so 'n bietjie aan die slaap is, dan is ons visie nie altyd reg nie. Ons sal maklik 'n fout maak om die Here Jesus en Moses en Elia so op dieselfde lyn, dieselfde agting, dieselfde respek te hê. En dis nie so nie. Jy weet, die Here Jesus is ver bo Moses en Elia. En hier kom die Here en hy kom maak hierdie saak op so 'n wonderlike wyse reg. God die Vader kom herstel hierdie saak op so 'n wonderlike saak. Ek lees vir u Matteus 17 vers 5. Daar staan, terwyl hy nog spreek, dis nou terwyl Petrus nou nog sê, kom ons maak hierdie hutte. Oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag, luister na hom. Jy weet, dit is so, asof God die Vader dood eenvoudig net vir hulle kom antwoord het, en vir hulle kom sê, jong, julle wil die klem nou op verkeerde plek kom plaas. Dis nie dat Moses en Elia saam met die Here Jesus is nie. Die Here haal hulle uit die prentjie uit, hy haal hulle heeltemal uit die prentjie uit, en hy sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. So, liewe vriende, God die Vader het 2 dinge hier kom doen wat eintlik vir ons wonderlik is, en dikwels moet die Here hierdie selfde 2 dinge in ons geestelike lewe kom doen, om die heerlikheid van die Here werklik waar te sien, en te ervaar in ons lewe dan ook. En die eerste een is, liewe vriende, hy kom verberg vir Moses en Elia, want die Here het mos nou 'n digte wolk. Hulle sê, kom ons bou 'n hut, en die Here maak 'n digte wolk, dat hulle niks meer kan sien, en niemand nie. En liewe vriende, en jy sal nou sien in die woord van hier so 'n bietjie verder, toe hierdie wolk weg is, toe is Moses en Elia ook weg. En net Jesus is daar. En liewe vriende, daar mag dinge wees, en dalk nie iets of iemand eers dalk wil ek sê so edel soos Moses en Elia nie, in mense se lewe, wat hulle net so lief het soos die Here Jesus. Dit mag mooi dinge wees, liewe vriende, dit mag dalk my kinders wees, mag dalk my vrou wees, mag my werk, mag my stokperdjie, goeie dinge wees. Dit mag sonde wees, wat mense net so lief het, soos die Here. En later sal die sonde meer lief kry as jy nie met dit breek nie. En dit is nodig dat die Here hierdie dinge moet kom verberg en kom wegneem uit 'n mens se lewe uit, liewe vriende, om 'n mens op 'n punt te bring om jy te laat besef, die lewe gaan oor die Here Jesus en nie oor enigiets anders nie. Die Here mag dit kom doen, op 'n baie mooi manier, mag die Here dit kom doen. En dan die tweede ding, liewe vriende, wat die Vader kom doen het, hy het hierdie wonderlike getuienis oor die Here Jesus kom gee. En ons lees dit daar aan die einde van vers 5, daar staan, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag, luister na hom, liewe vriende. Die bevestiging van wie die Here Jesus is die seun van God. En dan, liewe vriende, dat hy baie duidelik sê geliefd, en dan die opdrag wat daar is, luister na hom. Die wonderlike welbehaag wat die Vader in die Seun het, juis oor dat hy sy lewe kom afgee dan ook. Daarom, liewe vriende, kan ons nie anders as om voor die Here te kom buig. Dit is waarom daar in Kolossense 1 vers 15 en 16 hierdie woorde staan in vers 19, hy sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Liewe vriende, wat 'n wonderlike saak. Die Here Jesus is net uitgelig in hierdie manne se gemoed,
Hulle is ver bo Moses en Elia. Die Here Jesus is ver bo Moses en Elia. Hy's God. Julle moet na hom luister. Aan hom moet julle dien. Liewe vriende, dit verg 'n verhouding met God. Hoor mooi wat ek vir u sê, daar's mense wat lief is vir godsdiens. Daar's mense wat lief is vir die Bybel. Maar hulle het nie 'n verhouding met Jesus nie. En hulle wat die heerlikheid van God wil hê, liewe vriende, moet absoluut heel eerste 'n verhouding met die Here Jesus hê. Dan sal jy natuurlik lief word vir die Bybel, dit is so. Die Bybel word maar anders lief, jy is anders lief, jy is nie kennis lief nie, jy is verhouding lief, maar in die Bybel. En liewe vriende, en dit is wat moet gebeur, wanneer ek die heerlikheid van God wil sien. Dan was 'n gevolg gewees, liewe vriende, en ons lees daar in Matteus 17 vers 6, en toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. Dadelik was daar eerbied en respek vir God gewees, in 'n geweldige mate, liewe vriende, in so 'n mate, soos wat 'n mens nie anders kan, as om te buig voor die Here, wanneer jy in hierdie heilige teenwoordigheid van God kom nie. Al die manne, al die mense, wat ons in die Bybel van lees, liewe vriende, wat so in hierdie besondere, geopenbaarde teenwoordigheid van die Here gekom het, het hulle op haar aangesig geval, hulle kon nie anders nie. Johannes het soos 'n dooie aan die voete van die Here geval. Liewe vriende, hy het soos 'n dooie neergeval. So geweldig is die heiligheid en die heerlikheid van die Here, en daar's 'n ware opregte aanbidding in hulle harte teenoor God. Daar's 'n verdere saak wat daar was, liewe vriende, die gevolg was, die Here het hulle kom bemoedig. Ons lees daar in vers 7 van Matteus 17, en Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Liewe vriende, dis 'n wonderlike saak wat daar gebeur het. Staan op en moenie vrees nie. Die Here sê vir hulle, julle is my teenwoordigheid, ek het julle hierdie wonderlike saak laat ervaar, maar julle hoef nie te vrees nie. En weet jy, wie is dit wat hierdie absolute openbaring van die Here se teenwoordigheid behoort te vrees, anders as die ongereddes? En hulle wat nie reg is met God nie, hulle behoort te vrees. Maar hulle wat in die regte verhouding met die Here is, al het julle oordeelsfout gemaak, Petrus, deur dalk te dink Moses en Elia, is dieselfde, julle hoef nie te vrees nie. Julle lewe is reg. Julle is in die regte verhouding. En ek het julle wonderlike les hier kom leer, liewe vriende. En dan die laaste van die gevolge was, nou hierdie is my eintlik die kosbaarste van dit alles, liewe vriende. En dit gebeur met ons, hoor nou, wanneer ons die Here gaan soek en in die teenwoordigheid van die Here mag kom, en die Here met ons kom handel, of ons 'n probleem na die Here toe bring, en of ons hartseer na die Here toe bring, en wat dit ook al is, of ons die Here net vir 'n geestelike verdieping kom soek, weet jy, liewe vriende, wanneer die Here sekerlik vir ons eie harte kom openbaar in hierdie tyd, jong, dis onrein, dis verkeerd, en dank die Here, hy doen hierdie dinge, en ons val daar in vrees en bewering voor die Here. Weet jy, liewe vriende, wanneer ons aan die einde van daardie ondervinding kom, sal hierdie een ding seëvier in ons harte. En weet jy wat is dit? Dis vers 8, wat sê hierdie woorde, nou sien ek het nog nie aangegaan daar nie, vers 8 sê hierdie woorde, toe slaan hulle oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. Liewe vriende, maak nie saak hoe groot die probleem is nie, as ek in die teenwoordigheid van die Here was, en die Here het my geantwoord, en die Here het my gepraat, weet jy, dan sien ek nie meer die groot probleem nie, ek sien die Here Jesus. En hy gaan hierdie saak oplos, hy gaan die raad, hy gaan die leiding, ek sien hom meer, ek sien nie meer die probleem nie, ek sien nie meer die vrees nie, ek sien nie meer al die hindernisse nie, ek sien nie meer die dinge van hierdie wêreld nie, ek sien die Here Jesus. En my hele wese is op hom gerig, en my hele hart is op hom gerig, om hom te verheerlik. En dis wat die Here kom doen, liewe vriende, so moet ons wees. En dit sal lei tot 'n lewe wat sê, dat die Here Jesus moet verheerlik word. Soos ek hierdie boodskap moet afsluit vanaand, liewe vriende, sal ek dood eenvoudig vir u dit sê, verheerlik Jesus.
En nou weet jy, hoe gaan ons dit doen? Ons sorg dat ons deel van die binnekring word, as ek dit so mag uitdruk. Ons sorg dat ons op die plekke van bid is, soos die Here vra. En wanneer ons daai twee dinge doen, liewe vriende, en ons kom daar, weet jy wat gebeur? Die Here sal die res oorneem. As dit nodig is dat die Here Moses en Elia aan jy moet openbaar om vir jy 'n ding te wys wat nie reg in jou hart is nie, dan sal hy dit doen. As die Here net sy woord wil gebruik, sal hy dit doen, liewe vriende, maar die Here sal sy heerlikheid openbaar en ons sal met God ontmoet in so 'n mate, liewe vriende, aan die einde van die ondervinding, behalwe dat ons nader aan die Here kom met meer oorgegewenheid en vrees en eerbied vir die Here, sal ons eindig met hierdie saak 'n hart wat vol is om net Jesus te sien. En ons word nie meer afgetrek deur al die ou dinge wat die duiwel hier die hele tyd ingegooi het nie. Ons visie is regtig reg en ons kan sing, hou die oë op Jesus en ons doen dit. Liewe vriende, mag u die besondere heerlikheid van die Here Jesus ervaar, kind van God. Dit is ons deel. Die wêreld gaan niks hiervan weet nie, maar u mag, nie moet. En mag die Here dit vir u gee. Amen. Kom ons buig die hoofde. Nou, lieve vriende, as daar enige iemand is wat sê, ek het nood, ek moet 'n oomblik agterbly, ek moet met die Here deurgaan, doen dit. En as daar 'n kind van die Here is wat sê, ek moet dinge met die Here regmaak, kom doen dit, kom bly oomblik agter na hierdie diens en gaan so met die Here deur en ons weet, dis die Here wat seën. En as jy vanaand hier is en sê, Here, ek het nood aan meer van die teenwoordigheid, gaan bid dit, en u sal dit ervaar, dit sal kom. As jy die Here gaan soek, dit gaan kom. Kom ons gaan dan saam bid. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike liefde, en dankie vir die openbaring van u self, en ons bid, Here, dat u dit in hierdie dae opnuut sal kom doen vir ons as u kinders. Ons wil vir u kom sê, Here, ons het nood daarin. Ons word dikwels so gebombardeer met die dinge van hierdie wêreld. Here, en dit maak ons moeg, en dit besoedel ons, en ons wil nie in hierdie dinge wees nie, ons wil gebombardeer wees, Here, met u teenwoordigheid. Ons sal nooit genoeg daarvan kan kry nie. En ons weet, Here, ons is nie enigstens waardig om die teenwoordigheid te kom nie, en daarom vra ons vir u, dat u besonder genade aan ons sal openbaar, soos wat u aan Petrus en Johannes en Jakobus openbaar het, en dat ons in hierdie tyd, Here, aanloop tot Pinkster, en Pinkster self 'n besondere ontmoeting so met u sal hê, en dat u verheerlik sal word. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan dan 'n slotlied saam sing, soos wat dit daar op die bord ook so sal wees, dan sing ons dit tot eer van die Here. Gedierig dors my siel na U, o Heer, kom met die liefdesstem en troos my teer. My siel, Heer, het U nodig, na U verlang my hart. O sien my heiland en troos in smart. Elke keer wees U naby. Versoeking het geen krag met U by my. My siel, Heer, het U nodig, na U verlang my hart. O sien my heiland en troos in smart. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.